klokke jubel dit vanoggend hier uit in Pretoria, maar ook oor die wêreld heen. God het mens geword in hierdie wêreld, vriende, nie net in hierdie wêreld nie, maar ook vir hierdie wêreld, vir my en vir jou. Aan elkeen wat vanoggend hier is, 'n geseënde Christusfees. Mag dit sommer net 'n besondere ervaring wees waar ons as gemeenskap so bymekaar is en mag ons vandag Christus se teenwoordigheid tasbaar beleef daar waar ons saam met familie kuier dalk, saam met vriende of selfs daar waar 'n mens vandag alleen is. Mag daar die teenwoordigheid van Christus tasbaar, sigbaar beleef word. Nou, ek wil sommer vanoggend net in die eerste plek hartlik welkom sê, nie net vir die Waterkloof lidmate nie, maar ook vir die Groenkloof lidmate wat vanoggend hier is, wat saam met ons vanoggend Kersfees vier. Wat 'n voorreg is dit nie om so saam 'n pad te stap na eenwording, en ons is opgewonde oor al die stories wat ons dan ook nog saam gaan skryf. Dan sommer vir Angelique daar agter wat vir ons die klank doen, baie dankie. Angelique doen Groenkloof se klank altyd. So toe ek hoor sy is nie met verlof nie, toe hoor sy doen Waterkloof se klank ook vandag. So Angelique, baie dankie. Dankie vir jou bereidwilligheid en dankie sommer net vir jou hier wees ook vandag. Vriende, toe ek vanoggend so om die kerk stap, toe het ek net hierdie ervaring van is iets aan die gebeur. Ek het om die kerk gestap en ek het mense gesien wat mekaar lanklaas gesien het, en daar was 'n stuk opgewondenheid om te groet, om te sê hallo. Daar's gesinne, daar's jonger mense, daar's seniors. Daar is sommer net 'n klomp mense wat op 'n manier met mekaar besig is, kuier en iets van hierdie Christustyd met mekaar deel. Natuurlik, toe 'n mens hier na die gedenkmuur toe stap, toe sien jy ook die leemtes in 'n klomp harte, mense wat blommetjies neersit, wat net sê maar ek verlang. Daar's 'n stoel leeg aan my tafel vandag. Hier sit vanoggend 'n klomp mense hier en almal van ons beleef verskillende dinge. Ons harte het skadukante, donker hoekies, maar daar is ook die lig wat deurskemer so tussen die krake. Mag ons vanoggend in hierdie ruimte van môre onthou, mag ons loof, mag ons aanbid en mag ons gelei word tot 'n ontmoeting met die lewende Here. Immanuel, God by ons. Nou vriende, wanneer ons vanoggend dan die Christuskers aansteek op die adventskrans, dan sê ons vir mekaar, ons het die eerste week het ons die kers van hoop aangesteek, die tweede week het ons die kers van vrede, die derde week het ons die kers van vreugde aangesteek, en vanoggend steek ons die kers van liefde aan, of verlede Sondag, het ons die kers van liefde aangesteek, en vanoggend steek ons dan nou die kers aan van Christus, wat in ons wêreld, in ons donker wêreld kom inbreek het, en lig gebring het vir hierdie wêreld. Vriende, maak nie saak hoe donker dit vanoggend is nie, mag die sagte fladdering, en die sagte skyn van die Christuskers jou herinner dat lig altyd deurbreek. Op so 'n dag is dit altyd spesiaal, want ons het mense wat besoek aflê, daar's dikwels familie, so kan ek sommer net sien wie's vanoggend 'n besoeker hier by ons. Dan sê dankie, aan die voorkant, is julle van ver of van naby? Naby, okay. hoe naby is naby? Okay, maar Johannesburg is daar, mens het al amper 'n paspoort nodig. So. Daar sê. Dis goed om julle hier te hê. Vriende, kom ons hoor sommer nog mense wat dalk vanoggend besoek aflê vir die eerste maal, of mense wat saam kuier. Nou nie skaam wees nie, daar sê.
Welkom. Ons het daarom nou al verlede week ook hallo gesê, maar hoe ver staan jy nou weer is ook nie? Vryburg. Okay, dis 'n entjie. Ja, nee, is dit in Suid-Afrika? Net seker maak. Ag vriende, as jy vanoggend hier by ons is en jy is dalk vir die eerste keer hier of vir 'n soveelste keer saam met familie, mag dit sommer net 'n besondere ervaring wees en van Waterkloof en Groenkloof se kant af, dis vir ons goed om almal hier te hê. Ek is bly die Groenklowers het nie hulle hande opgesteek as besoekers nie. Vriende, ons wil vanoggend dan ook sommer net vir mekaar sê, maar wanneer ons so saam is, dan besef ons dat hierdie spesiaal en heilige grond is. En daarom, wanneer ons op heilige grond loop, dan moet ons ook ons kinders nooi om deel te hê daaraan. So, ek het nou so gekyk, ek hoop hier's 'n paar laerskoolkinders, so julle gaan vanoggend nou asseblief hier voor by my moet kom draai, of ek gaan na julle toe moet kom. So kom ons gee vir die kinders geleentheid om vorentoe te kom. Vriende, terwyl hulle vorentoe kom, sing ons sommer 'n pragtige lied saam. My, as niemand vorentoe kom nie, dat ek daarom net hulle kan nader lok, so vat asseblief vir julle. Jy kan sommer vat vir jou nog een, as hy, dat julle daarom bietjie padkos hê, het hierdie diens kan lank word. As hy, kry vir julle kan sommer so aangee, as hy. Maar julle mag nou nog nie gaan sit nie, julle moet daarom nou eers so 'n bietjie saam met my kuier ook. As hy is reg, jy kan vir hulle almal vat. Jy is so welkom. Ek wil gou vinnig by julle hoor. Hierdie kersse, kom ons kyk gou hierdie kersse aan hierdie boom. Dink julle as ek net een kersie hier het, sal dit 'n verskil maak? Dink julle nie so nie? Ek dink dit sal. Dink julle nie 'n klein liggie help altyd in die donker nie? Ja. OK. So hier is nou 'n klomp kersse. En elke kersie is 'n klein liggie. Maar saam dink julle dit maak genoeg lig? OK. So as ons nou dink oor Kersfees, help my gou 'n bietjie dink. Was Jesus groot toe hy in die wêreld ingekom het? Hoe het Jesus in die wêreld ingekom? Dis 'n klein in 'n krib, nee. So ons praat van 'n kan ons 'n groot mens in 'n krib sit? Net 'n baba, nee. So Jesus is 'n klein mens wat 'n groot verskil kom maak in die wêreld. Ek wil gou vir julle wys wat gebeur, nee, as ons al die ligte afsit, dan kyk ons gou. Maak dit 'n verskil. Groot verskil, nee. So, hoe kan ons liggies laat skyn in hierdie wêreld? Ja. Beter op te tree en so op Kersdag, wat kan ons nog doen? Omgee. Ja. Baie belangrik, nee, onthou dis nie net oor die presente nie, maar die grootste geskenk wat vir ons gegee is. Dit is my altyd so wonderlik dat ons hierdie kieries eet in Kerstyd, want hierdie kieries
Herders het gewoonlik mos kieries. Nou, waarvoor dink julle het 'n herder 'n kierie gebruik? Ja, om sy skape op te pas. Maar dink gou met 'n kierie, wat kan jy alles met hom doen? Jy kan loop op hom, nee, jy kan leun op hom. En wat kan jy nog met hom doen? Jy kan mense hak, nee. So die herder het die kierie gevat, dan hak hy die staf, nee, dan hak hy die skape dat hulle nie afval van die kraanse af nie. Interessant dat Jesus se geboorte vir die herders eerste vertel word. Dit was nie nice mense in daai tyd nie. Hulle was maar so 'n bietjie gesien as die vuil mense van die tyd. Maar vir God is hulle goed genoeg om eerste die boodskap te hoor. So dink julle nie ons is dan ook goed genoeg vir die Here nie? Wat dink julle? Beslis. Nou, ek het nou een belangrike vraag wat ek vir julle wil vra. As ons vir iemand sê Merry Christmas, wat sê ons? Geseënde Kersfees, en wat bedoel ons daarby? Ja, wat nog? Wat sê ons vir mense? Ons sê, mag dit vir jou 'n mooi Kersfees wees, nee. Ek dink is belangrik dat ons, wanneer ons dit sê, dat ons dit bedoel, nee. Dat ons verskil gaan maak. So. Ons sê. En ons het op Kersdag het ons Kerskouse ook. Hoekom het ons Kerskouse? Het julle nog kouse in julle huise of net bome? Kouse, né? Wat sit ons daarin? Sweeties en geskenke, né? En wie was vir ons die grootste Kersgeskenk? Jesus. Kan ek hom vir jou gee? En partykeer het ons net nodig om weer na die Bybel te kyk sodat ons kan sien, hè? Dat ons kan sien wat hierdie dag eintlik vir ons bedoel. Die verskil wat hierdie dag in ons lewens maak. Want dit gaan nie net oor die geskenke nie. Dit gaan oor soveel meer, né? Pas hy nou nie op hierso nie, daar is hy. Kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap, vriende. Julle baie dankie. Waardeer so baie. Jy vat sommer die res so en dan deel julle gou tussen julle dat julle genoeg padkos het vir die pad. Vriende, terwyl hulle saam gou seker maak dat almal iets kry, sing ons 'n pragtige lied saam, Engele uit die hoogste hemel. Vriende, dankie vir die voorreg dat kinders ook hierdie spasie met ons kan deel, wat dit net nog meer heilige grond maak. Ek wil sommer net baie dankie sê vir Betsy, wat vanoggend vir ons voortgaan op die orgel. Ons waardeer dit so baie. Dis nou nie ons Betsy skaap nie, maar dis ons kie, nee. Daar is hy. Welkom. Het is lekker om julle ook vanoggend hier te hê. Baie, baie dankie. Angelique, is dit die inverter wat so snaakse geluide maak daai kant, of is dit
Okay, nee, ek wou net seker gemaak het, toe maar ekskuus, nee, ek het net gister een van die inverters laat ontplof, toe ek die klank aangesit het, so ek is net so 'n bietjie skrikkerig, dat dinge dalk kan skeefloop, so as goed afgaan in die diens, dit is my skuld, ek sê dit sommer by voorbaat, vra maar vir Angelique, ek het net 'n knoppie gedruk, en toe is dit so. Vriende, kom ons word stil met die pragtige lied van, of met die prachtige gedig van MP van Wyk Louw. Nie uit wit paleise nie, wou hy uit soewereine wil tot ons soort staat gebore word, maar waar die kuise en die armes stil en buite die hotel se poort verniet loseer het in die stal, het hy visarentjie van God in ons benoude vlees geval. Ek sou graag dit wou interpreteer as in ons dam kom induik. Vriende, ere aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Ja, dis ek en jy. Amen. Kom ons staan en dan antwoord ons op hierdie seëngroet van die Here, sing 3 pragtige kersliedere saam.
Heilige Here, baie dankie vir die voorreg om vanoggend so in hierdie Christustyd hier te mag wees, om die woord te mag oopmaak, die goeie tyding te mag hoor, die blye evangelie. Here, ons sê vanoggend dankie. Dankie vir u liefde, dankie vir u genade. Here, dankie dat u die vuil lappe van hierdie wêreld kom verduur het. Here, ook die vuil lappe van ons lewe, sodat ons, wanneer ons deur die moeilike tye gaan, kan weet, u loop saam met ons, en ons is nooit alleen nie. Amen. Vriende, ons gaan vanoggend saam lees uit Jesaja 8 vanaf vers 23 tot en met hoofstuk 9 vers 6. Dit is 'n kort gedeelte. Nou baie belangrik, voordat ons saam lees, wanneer ons hierdie gedeelte lees, moet ons besef dat Jesaja, wanneer hy dit skryf, hy nou nie onmiddellik vir Jesus in gedagte gehad het toe hy die woorde geuiter het nie. Natuurlik beteken dit nie dat dit nie van toepassing is op Jesus nie. Jesaja skryf in die tyd van die sogenaamde Siro-Eframitiese oorlog en die kind se geboorte wat hy hier voorspel is waarskynlik die van Hiskia, die koning wat regverdig sal regeer oor die land teenoor koning Agas wat 'n goddelose koning was en sy vertroue dan uiteindelik in die Assiriese militêre mag geplaas het eerder as in God. So Jesaja skryf in 'n tyd van onderdrukking. Dis 'n boodskap wat van toepassing is op daardie oomblik, maar ook in die ballingskap daarna. En toe vat die evangelieskrywers hierdie spesifieke gedeelte en hulle gaan maak dit van toepassing op Jesus, want in Jesus se tyd is daar ook Romeinse oorheersing, daar is donkerte, en dan sê hulle die koning uit die stam van Dawid sal gebore word, en ons lewens kom verander. Nou, dis vir my 'n geweldige teks hierdie in die sin dat dit soveel laag het, dat ons elke keer as ons 'n laag afskil, nie net meer van die teks ontdek nie, maar ook baie meer van onsself. So wanneer ons nou saam lees, vriende, mag jy vanoggend ook iets niets van jouself in die gedeelte hoor. Ons lees daar, maar in die land waar duisternis is, sal daar nie langer donkerte wees nie. In die verlede het die Here die gebiede Sebulon en Naftali verneder, maar in die toekoms sal hy die pad na die see van Galilea toe, die Jordaanstreek en die gebied van die heidene in ere herstel. Dan lees ons in hoofstuk 9, die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. Die wat nie meer 'n nasie was nie, baie gemaak, hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in u teenwoordigheid verbly, soos mense bly is in die oestyd, soos hulle juig wanneer die buit verdeel word. Soos die dag toe Midian verslaan is, het u die juk verbreek wat op die volk gedruk het, die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. Elke soldateskoen wat in die oorlog gebruik is en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word. En hoor hierdie bekende woorde, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. Ons lees dan vanmôre tot sover. Nou vriende, wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan hoor ons onmiddellik, dis donker, dis nag. Ons hoor onmiddellik iets van 'n onheilspellendheid. Ons hoor daar's lig ook, maar ons hoor spesifiek donkerte. Ek is hierdie week nogal getref deur die donkerte van die Kers-evangelie. Dit tref my nogal wanneer ek sommer net so weer die Kersverhaal beleef. 'n Onheilspellende aankondiging aan 'n jong tienerdogter. Ek is seker haar hart was vreesbevange.
Ons hoor 'n onheilspellende aankondiging eintlik vir die herders ook. Ons hoor daar's geen plek in 'n herberg. Ons hoor daar's bang herders. Ons hoor van 'n vlug na Egipte. Ons hoor van kindermoord. Ons hoor dat alles eintlik maar in die donkerte afspeel. En toe ek so hierdie week rondloop in die winkels en in die strate en ek sien die liggies, die geskitter, die geflikker, toe word hierdie kontras vir my eintlik nog duideliker. Die Kersverhaal is baie donker. En dankie tog dat ons kersbome flikker. Maar ons moet vir 'n oomblik ook net by die donkerte kan stil staan en sê, maar hierdie is ook die lewe. Want kom ons wees nou maar eerlik, die skadukante van hierdie lewe, die donker hoekies van hierdie lewe, vriende, dit kan ons nie ontsnap nie. Dit is deel van ons storie. Geen wonder dat Stille Nag dalk een van die bekendste kenwysies van Kersfees is. Want is nag. Nag, donkerte is universeel. Mense kan daarmee assosieer. Mense kan iets daarin beleef. Donkerte is deel van ons almal se storie. Vriende, donkerte is so universeel, soos 'n donker skaduwee op 'n skerm, 'n donker gemoed, die donkerte van oorlog getuisterde lande. Dis nie sonder rede dat ons in Afrikaans baie keer vir mekaar sê, dis nou nag in my lewe nie. Nag is partykeer onheilspellend. Nou die bekende lied Stille Nag het sy ontstaan in 1818 in 'n klein dorpie in Oostenryk. Europa het deur moeilike tye gegaan, was armoede, hongersnood, onsekerheid. Dit kenmerk mense se lewens. En in hierdie donker konteks word 'n brose lied gebore. So mooi die lirieke is geskryf deur Josef Moor, 'n jong katholieke priester. En hy dig dit reeds in 1816 en hy het self swaar groot geword, so hy sensitief vir mense se lyding wanneer hy hierdie lied skryf. Wanneer hy iets van hierdie lied deel. Die woorde dra iets van 'n diep verlange, 'n rus, 'n veiligheid, iets van God se nabyheid. Nou vriende, op Kersaand 1818 vra Moor vir Frans Gruber, 'n onderwyseres of 'n onderwyser, skus 'n orgelis, om musiek te dig vir hierdie lied. Nou volgens oorlewering was die kerkorgel op daardie stadium stikkend. Hulle kan nie besluit of dit muise was en of dit water was nie. En daarom word hierdie lied aanvanklik gekomponeer vir 'n gitaar, wat dit sag, eenvoudig singbaar maak. Dis daardie aand wat dit gesing word. Hier teen die middel van die 9de eeu word dit in etlike tale, etlike honderde tale wêreldwyd gesing. Vandag bestaan daar meer as 300 vertalings. 'n Lied wat in donkerte begin. Want ons as mense ken donkerte. Stille Nag is dalk die kenwysie van Kersfees, maar is ook die kenwysie van ons lewens. En tog, vriende, kan donkerte op 'n manier ook stil en heilig word. 'n Stuk afwagting bring. Dis wat Jesaja kom doen. Jesaja kom sê dis nou donker, maar deur die krake van hierdie lewe sal lig weer skyn.
Stille Nag staan tot vandag toe bekend as die lied wat selfs die kanonne van die Eerste Wêreldoorlog stil gemaak het. Ware verhaal sê hulle, volgens historiese bronne word dit bevestig, dat daar tussen die Engelse linie en die Duitse linie en andersom so 'n bietjie van 'n uitroep na mekaar was op ou Kersaand en Kersdag. En hulle vir mekaar gesê het, maar luister, wat maak ons? Die lewe moet tog meer wees as oorlog. Die lewe moet tog meer wees as dit wat nou hier gebeur. Dan, net so rukkie, of so 'n paar jaar gelede, het 'n advertensiemaatskappy toe nou dit goed gedink om amper iets hiervan in 'n kort advertensie te verander en ek nooi jou uit om sommer net so vir 'n oomblik saam met my jou daarin te leef vir dit wat dit hier word in hierdie oomblik. Jenkins, Oakley, Knight. Ein Britser kommt! Ein Britser kommt! Jim? Jim! No, don't do it! Halt! Er ist nicht bewaffnet! Nein, Otto! Jim! My name is Jim. Mein Name ist Otto. Pleased to meet you, Otto. Freut mich. Rose, she's called. Sie ist schön. Schön. Danke. Happy Christmas. Frohe Weihnachten. Soms in die donkerste oomblikke het ons die heiligste oomblikke. Natuurlik is daar ook die ander kant. The Grinch who stole Christmas. Dr. Seuss
Paar jaar gelede het Jim Carrey hierdie rol so mooi vertolk. Niemand weet hoekom hy nie van Kersfees hou nie. Maar hy het sy hond soos 'n rendier opgemaak en hy het die teenoorgestelde gaan doen van dit wat Vader Kersfees doen. Hy gaan steel mense se geskenke. Hy druk dit by die skoorsteen uit en hy vat dit huis toe saam met die kersboom. En hy kies om te sê, maar hy wil Kersfees wegneem, die afskuwelike geraas daarvan. So hy het hierdie bose planne. En dan, vriende, dan kom hy by Cindy Lou, wat sien hoe steel hy die kersboom en dan natuurlik, dan sê hy nou vir hy, vat hom terug fabriek toe om te laat regmaak. En dan vat hy alles na hierdie hoë berg en hy gooi al hierdie kersversierings daar af. En dan wag hy tot die oggend, want hy wil hoor as die dorp wakker word, hoe die kinders huil, omdat daar nie geskenke en kos en gammon en alles is nie. Die oggend as hy so op die afgrond staan en hy kyk so uit, dan weer klink die pragtigste kersliedere. En almal sing in die dorp. En dan sê the Grinch, hy het besef, Kersfees word nie in winkels gemaak nie. Kom van 'n ander plek. En natuurlik, as jy die aangrypende toneel sal onthou, dan gaan kyk dit gerus as jy vanmiddag nou klaar tong geëet het en alles wat lekker is. Dan vergroot sy hart letterlik. Dit word wyd oop. En dan stap hy af en hy begin kos sny vir die mense en saam met die mense. Vriende, dis Jesaja 8:9. Lig selfs wanneer dit nag is. Dr. Zeus vertel nie vir ons van 'n welwillendheid van een dag nie. Ja, ons almal kan so 'n bietjie rustiger vandag, ons werke is gesluit. Jy kan dit net bietjie rustiger vat. Maar kom ons wees eerlik. Selfs in hierdie tyd kan die donker my kom haal en dit voel of die Here my nie soek nie. Trek maar 'n vuurhoutjie in die nag. Vir 'n oomblik het jy lig. Maar die liggie brand uit. Totdat ek besef, hierdie het my lewe verander, vriende. Die vreugde, die lig van Kersfees is 'n neeweffek, 'n genadeproefdik van iets wat jy ontvang. Die vreugde van Kersfees is iets wat met my gebeur. Die lig van Kersfees is die uitvloeisel van iets wat net soveel groter is as wat ons ooit kan verstaan. Ek wens so ek kon vanoggend vir jou 'n skakelaar gee om die lig in die donker in jou eie lewe aan en af te sit. Dit kan ons nie. Kyk, jy kan probeer om dit te doen. Jy kan Jingle Bells sing tot jy blou is. Jy kan vir jou 'n airfryer koop, 'n ligbraaier en hoop dat dit dinge vir jou sal beter maak. Maar is net vir 'n oomblik. Dan gebeur die lewe weer. Snaaks dat in donkerte beleef ons lig die helderste. Ai vriende, die Kersverhaal is donker. Baie donker. Maar dankie tog dis donker. Want dan kan dit die donkerte van ons lewens kom raak skyn. Dan kan ons 'n stukkie lig hê. Want as dit net skitter en flikker, dan kan die krake nie spasie skep vir lig nie. Vriende, dis hoekom ons sing
in Kersfees, maar ons huil ook op dieselfde tyd. Want vreugde is 'n neeweffek. Dit gebeur met my. Dit is donker. Die Lukas Evangelie vertel vir ons 'n stuk nag donker, maar iewers agter in 'n stal huil 'n kind. Fladder 'n paar diere. Dis genoeg om vir die wêreld lig te bring. Dan die engele wat vir die herder sê, moenie bekommerd wees nie. Ek het vir julle 'n boodskap van groot vreugde. Soos donkerte ons onverwags en onkant betrap. So kom doen Kersfees dit ook elke jaar. Tydens die Kersangdiens hoor ek dat een eggenoot vir 'n ander sê toe ons so wegtrek en almal so bewoe, ek is alweer in die moeilikheid. Want vriende, dit gebeur met my. Kersfees sê, daar's 'n indringing in my lewe. Christus kom breek in my lewe. Kom onderbreek my lewe. En ewe skielik is my lewe nie nou meer wat dit nou net nog was nie. Dis iets hier buite. Jesaja is uit sy vel van blydskap terwyl hulle nog onder die Assiriese mag is. Want daar's krake van hoop. Mense oorbluf deur God se lig. Soms kom die donkerte my haal. Oorloë, keisers, gewasse, dinge wat indring in my lewe. En dan, vriende, in hierdie grys wêreld soms, hierdie skemer, kan dit so stil en heilig wees. Elie Wiesel, wanneer hy in die konsentrasiekampe of was en daarna, dan sê hy, the opposite of love is not hate, it's indifference. The opposite of art is not ugliness, it's indifference. The opposite of faith is not heresy, it's indifference. And the opposite of life is not death, it's indifference. Vriende, soms lei ons maar in 'n stukkie traak my in die agtigheid. Ons het partykeer 'n om te ewe lewe onderlede. Tot hierdie goed buite onsself met ons gebeur. Goed wat ons nie kan verklaar nie. Goed wat ons maar net onsin kan maak. Dis daai punt waar jy nie meer kan sê whatever nie. Iets gebeur nou met my. Donkerte kan my beetpak. Maar Kersfees ook. Daar waar ek die minste verwag. Daar waar my vriende en familie se gekou aan 'n tafel my irriteer. Dis heilig. Daar waar ons dieselfde stories weer hoor. Daar waar ons tafel skreun onder die kos. Daar waar ons 'n eenvoudige soutkoekie met 'n kaas deel met mekaar. Ons het die voorreg gehad in ons familie om nou onlangs 'n babietjie ryker te word. Lizaan se sussie het haar tweeling sussie het 'n jong of 'n obviously jonk maar 'n klein dogtertjie gekry. En ons sit die dag daar, toe ons nou die eerste keer vir ou klein Myra ontmoet. Sit ons daar in die sitkamer en dis asof iets vir my oopbreek in daai oomblik.
Hier is hierdie bonneltjie wat alles kom verander. 'n Week van tevore het ons nogal oor soveel ander dinge gepraat. Maar ewe skielik is daar hierdie bonneltjie wat so van arms tot arms vreugde bring. Net dit. En toe word God se beskrywing van die evangelie vir my vertaal. God het baba geword. Dit maak dit vir my sin. En op amper 38 breek die Kers evangelie vir my oop. Ek besef, dis wat dit bedoel. Geliefdes, die nag het geval, nie omdat alles reg is nie, maar omdat die wêreld moeg is. Jesaja noem dit eerlik, 'n volk wat in die donkerte wandel, nie haastig nie, stil soos ons vandag. En dan sonder geraas, eintlik maar 'n engelkoor gaan 'n lig op. Nie 'n skielike flits nie. 'n Sagte lig. 'n Lig wat bly. Stille nag. Heilige nag. Die lied wat sê wat woorde soms nie kan sê nie. Dat God nie met geweld kom nie, maar met asem in 'n bondeltjie vreugde in 'n kind. In hierdie kind word die nag nie verdryf nie. Maar ons bewoon dit. Die nag is stil. En omdat niks gebeur nie, is dit heilig, want alles gebeur. Nag, stil, heilig. Mag jou donkerte heilig word. Here, dit bly eenvoudig net verstommend dat hierdie kosbare wonderlike verhaal nog steeds in ons hande geplaas word. Ons gebroke mense wat sukkel, swaar kry, wat twyfel, wat wonder. Here, nou vertrou U hierdie boodskap aan ons toe. Dat U in ons lewens kom inbreek het, Here, dat U ons kom beetpak. Dankie dat U die kruip en die kruis vir ons verduur. Here, ek bid vir elkeen wat vandag hier is. Kom raak die skadukante van ons lewens aan met 'n stille heiligheid. Amen. Vriende, ons gee nou geleentheid om in ons gemeente het ons die gebruik om op Kersdag vir die beeldkinderfonds sommer net ons kollekte te skenk. So daar is 'n SnapScan kode op die banke. Daar sal ook bordjies omgaan. Dankie ook vir elkeen se bereidwilligheid in die verband.
Mag Kersfees met jou gebeur. Kom ons staan. Mag die pad verrys om jou te ontmoet. Die wind altyd teen jou rug en die son warm op jou gesig. En tot ons weer ontmoet, mag die reën sag val op jou land. Mag God jou behoed in die palm van sy hand. Geseënde Kersfees en voorspoedige nuwe jaar. Amen.